daar het baie skynbekerings plaasgevind. Ek wil dit amper vergelyk met dit wat ons ook in soveel keer in gereformeerde kerke ervaar, en dit is dat jong mense staan en hulle lê belydenis van geloof af en hulle het 'n belydenis gemaak van geloof, maar dan sien jy baie kort daarna dat daar is nie werklik geloof nie, want hulle raak net weg van die kerk. Ons het gekom in Handelinge, die 8ste hoofstuk, tot en met die 8ste vers. Ons gaan nou voort met vers 9, en die gebeure wat hier daarna vertel word, of hier volgens vertel word, het alles te doen met 'n sekere persoon met die naam van Simon. Maar kom ons bid eers saam en ons vra die Here vir sy leiding. Genadige God, ons het ook die Heilige Gees nodig, want daar is nie een gedeelte van u woord wat nie van die Heilige Gees afkom, en daar is nie een gedeelte van die woord wat vir ons tot insig kan lei en verstaan kan lei as u nie vir ons 'n oor gee om te hoor en 'n verstand om te verstaan nie. Ons bid dat u vir ons dan ook deur hierdie gedeelte sal lei deur die Heilige Gees, sodat ons hierdie moeilike tekste ook beter sal verstaan. Ons bid dat u met u diensknegt sal wees in al sy onbekwaamheid. Ons vra ook dat u vir ons die lesse wat hier uit geleer word, dat ons dit wel ter harte sal neem. Dit alles terwille van ons Here Jesus Christus in die verheerliking van sy naam, wat ook hier verkondig word. Amen. So, die Filippus het in Samaria geland. Ons weet nou wat die agtergrond daarvan was, die vervolging wat in Jerusalem plaasgevind het. Hy het die mense gedwing om die landstreke in te vaar, en Samaria was nou die een gebied wat teenoor die Judea gelê het, en dit was die logiese plek waar Filippus geland het, en hy gaan toe en hy begin daar om die evangelie te verkondig, en dit dra goeie vrugte. Daar was groot blydskap in daardie stad, lees ons in vers 8. Maar nou lees ons vers 9, en 'n sekere man, die naam van Simon, het van tevore in die stad met towery omgegaan, en die bevolking van Samaria verbuister, deur te sê dat hy iets besonders was. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. En hulle het hom aangehang, omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towery verbuister het. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het ook self gelowig geword. Nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het,
het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog nie op iemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het hul toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God, of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. Goed, ons gesels 'n bietjie oor hierdie gedeelte. Eerstens, kom ons praat maar oor dit wat probleme veroorsaak. Ons gaan 'n bietjie stil staan vandag by Simon en wat hy sy optrede alles vir ons sê en ook ten opsigte van die bediening, ten opsigte van die werk van die Heilige Gees. Maar die moeilike tekste is eerstens dat ons hoor dat in vers 12 dat die naam van Christus verkondig is en dat hierdie mense gedoop is. En Simon het ook self gelowig geword en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly. Nou, dit is baie duidelik dat hierdie man nie in die normale sin van die woord as 'n gelowige geklassifiseer kan word nie. So, daar het baie skynbekerings plaasgevind. Ek wil dit amper vergelyk met dit wat ons ook in soveel keer in gereformeerde kerke ervaar, en dit is dat jong mense staan en hulle lê belydenis van geloof af en hulle het 'n belydenis gemaak van geloof, maar dan sien jy baie kort daarna dat daar is nie werklik geloof nie, want hulle raak net weg van die kerk. So hierdie geloof tot geloof kom, het dan ook 'n bymotief wat ons hier sien. Hy het gedurig by Filippus gebly en die evangelie was nie die ding wat hy gehoor het nie. Dit was hierdie kragtige tekens wat hom self aangegryp het. Nou ons kom daarna toe terug. So nou, omdat dit 'n baie uitsonderlike geleentheid was, hierdie eerste plek buitekant Jerusalem onder hierdie mense wat half gelowig, half heidens is. Ons het verlede keer oor die Samaritane gepraat, hierdie mense met 'n bastergodsdiens, met 'n tradisionele vyandskap teen die Jode en teen die Joodse geloof, dat hulle nou onder die invloed gekom het van die evangelie en dat hulle gedoop is. En nou kom daar 'n afvaardiging. Niemand minder as Petrus en Johannes kom kyk wat nou daar aangaan. Hulle ervaarde dat hierdie mense nog nie die Heilige Gees ontvang het, soos dit hier staan nie. Net 'n bietjie van 'n kantaantekening ten opsigte van Johannes.
Ons lees in Lukas 9 dat toe die Here Jesus en sy disippels op 'n stadium deur Samaria wou reis, wou daai Samaritane wou hulle nie ontvang nie. Hulle was op pad na Jerusalem en die Samaritane wou hulle nie ontvang nie. En toe sê Petrus en Johannes en sy broer Jakobus, moet ons nie bid dat daar vuur uit die hemel neerdaal en hierdie klomp Samaritane vernietig nie. En die Here Jesus Christus het hulle bestraf vir daardie gedagte wat hulle gehad het. Hy het ook vir hulle gesê, julle weet nie wat so hoedanige gees in julle is, dat julle nou so iets sê nie. Met ander woorde, los die mense, weet. En nou sien ons die uitwerking van werklik geesvervuldheid is dat die evangelie ook aan hulle verkondig word en hierdie mense kom tot geloof, maar iets is nie reg nie. Hulle het gebid, Petrus en Johannes, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy, dis die Heilige Gees, het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. So hierdie spesifieke tekste, en ons het nou reg aan die begin van ons studie in die boek Handelinge het ons vir mekaar gesê, ons moet met Handelinge moet ons nie probeer om alles wat vandag kerklik en met die werking van God se Gees aan die gang is, alles net so uit Handelinge te haal en dit op ons tyd van toepassing te maak nie. En ek dink ek het destyds gesê, alles in Handelinge is beskrywend, maar nie alles is voorskrywend nie. Maar hierdie tekste word nou na twee kante toe baie skeef getrek. Die een is, jy kan nie gedoop word as die Heilige Gees, as jy nie eers die Heilige Gees ontvang het nie. So, met ander woorde, dit is nou onder die Pinkstergroepe en die charismatiese groepe, is dit, hulle kom hiernatoe terug, want hier sien jy duidelik, eers die Heilige Gees en dan gedoop. Eers tot ware geloof kom en dan doop. En nie soos die gereformeerdes te doen, deur in die ander protestante te doen, deur kindertjies te doop, voordat hulle amptelik tot geloof gekom het nie. So dis dan die een saak. Die ander saak is dat die hande opgelê is deur die apostels, en nou het ons weer 'n ander groepering, dis die Rooms-Katolieke Kerk, nie minder as hulle nie, wat glo dat die handeling van die doop is wat jou red. So met ander woorde, eers toe die hande opgelê is, met ander woorde, die amptelik uit kerklike kringe met hierdie mense gehandel is, en die weet die Rooms-Katolieke glo as 'n kindjie wat pas gebore is, sê nou maar soos hierdie kindjie wat ons nou so pas bespreek het, as 'n kindjie pas gebore is en dit lyk asof hy te sterwe gaan kom, dan moet die priester gou kom en hom doop, want anderster kan hy verlore gaan. So dis die handeling van die sakrament wat vir hulle die redding bring. En hier met die hande oplegging ook. So dis twee rigtinge wat 'n mens nie in moet verval nie. Maar terselfdertyd vra ons onsself af, hoe moet ons hierdie verstaan? En dit is nie so duidelik oor hoe mense dit moet verstaan nie, want ons het nie hier 'n patroon wat ons in die res van die skrif ook kan sien nie, want dit is die eerste ding wat 'n mens doen wanneer sekere gedeeltes vir jou moeilik is hierdie beskrywend of is dit voorskrywend? Moet ons hierdie voorbeeld volg of hierdie voorbeeld soek? Moet ons, soos die charismate sê, a second blessing of
die Heilige Gees verwag voordat ons werklik enigstens kan sê dat iemand gered is. Jy weet, so hulle is baie lief om te sê, het jy al die Heilige Gees ontvang? Met ander woorde, dis na aanleiding van tekste soos hierdie. Maar daar's nie genoeg bewys daardeur in die res van die skrif dat hierdie ook in die boek Handelinge en ook in die briewe van die apostel Paulus, waar hy sy eie wedervarings met die Korintiërs en ander gemeentes beskryf, is dit nie 'n uitgemaakte saak dat dit wat hier gebeur het, dat dit 'n patroon is wat nagevolg moet word nie. So goed, maar kom ons praat nou oor Simon. Simon wil graag mag hê. Hy het mag gehad, hy het die bevolking van Samaria verbuister. Deur aan die een kant te sê dat hy iets besonders is, maar aan die ander kant ook aan hulle sekere dinge te demonstreer van sy mag. Hulle was 'n geruime tyd deur sy towery verbuister, en dit is ook hoekom hy in die kerkgeskiedenis en die kerkanale die naam dra van Simon Magus, Simon die towenaar. Nou towery is iets wat 'n werklikheid is. Dit is iets wat ons as gereformeerdes, en veral gereformeerdes wat uit 'n westerse denkraamwerk uit die verligting uitkom, ons was tradisioneel geneig om te sê, weet, towery, ag, dit bestaan nie. Weet, bose geeste, dit bestaan nie. Weet, dit is sommer maar goed wat in kinderverhale voorkom. Alhoewel die skrif baie duidelik vir ons sê, dit bestaan, en die geesteswêreld is 'n werklikheid. Dis nie iets wat opgemaak is nie. Volgens die skrif is dit 'n werklikheid. En die verskriklike afwysing daarvan deur die Here in sy woord konsekwent van die begin af tot in die boek Openbaring. Moenie julle met towery ophou nie. Dit is ook trouwens in ons nagmaalsformulier opgeneem, en daarmee word alle okkultisme ingesluit, en wanneer ons by die verklaring van die eerste gebod kom in die katekismus, dan word dit ook spesifiek genoem, nie net die mense wat daai dinge beoefen nie, maar ook die mense wat daaraan glo. Moenie daarmee deur mekaar raak nie. Daar's niks moois daarin nie. Daar is nie 'n liewe heksie nie. Daar is nie so iets nie. Dis 'n absolute sataniese begrip. Alle heksery is vir God totaal en al verbode. Of dit nou 'n liewe heks is en of dit nou 'n bose heks is, maak nie saak nie. Alle heksery is vir God totaal en al verbode, omdat dit 'n namaking is van sy mag en sy majesteit en sy heerlikheid. So hierdie ou is met verkeerde sake deur mekaar, en hy sien iets hierso wat hy dink, wel, hier is 'n mag wat baie indrukwekkend is, en ek moet op 'n manier hierdie mag bekom. Hier is iets wat ek kan gebruik. En ons nou later in die boek Handelinge kry ons weer te doen daarmee, wanneer daar die sogenaamde 7 seuns van Skefa is, wat in Handelinge 19, wat ook duiwels uitgedryf het en so meer, want baie towery het te doen met die uitdryf van duiwels. Dit is hoekom sangomas en toordokters en so aan, en allerhande shamane en nog steeds baie werk het in hierdie wêreld. Hulle koppel hulle self aan 'n gees, en daardie gees, as dit 'n sterk gees is, gebruik hulle dan om ander geeste uit te dryf. Met ander woorde, jy het 'n probleem en jy het een of ander geestelike versteurdheid, jy kom by die
towenaar of die sangoma of wat ook al, hy sê toe maar ek sal vir jou uitsorteer en dan doen hy sy rituele, gooi sy dollars of wat ook al, gaan in 'n trance, begin te sweet en so meer en dan op 'n stadium dan is jy nou bevry van daardie gees. Maar wat hy gedoen het, is hy het 'n ander gees gekry om hierdie gees uit te jaag. Hy word betaal daarvoor, maar nou sit jy met 'n nuwe gees. Nou sit jy met 'n nuwe gees. En dit is die patroon van towery en duiweluitdrywing. So hy was beïndruk en hy sê wel, hierdie gees is sterker as die gees wat ek tot dusver tot my beskikking gehad het. Ek moet hierdie gees kry. En dit is totaal en al, hy stel nie belang in die Here Jesus Christus nie. Die Here Jesus Christus beteken vir hom niks. So al hierdie dinge wat gebeur sonder die Here Jesus Christus kom eintlik neer op towery. En so het jy ook nou aan sekere van hierdie charismatiese kringe, die uitwasse Rodney Howard Brown, wat mense laat neerval, Copeland, wat mense laat neerval, en wat hulle dan in een of ander trance, dan het hulle die gees ontvang, maar intussen is dit 'n demoon wat daar aan hulle oorgedra is, in die naam van kerk en in die naam van die Bybel. So, hy het so 'n tipe bediening in die oog gehad. Hy gaan hierdie mag gebruik om self weer iets besonders te wees en almal te verbuister. So, daar's 'n galf van bitterheid in sy gemoed. As ons teruggaan in die skrif, na die oorspronklike verwysing na 'n galf van bitterheid, Deuteronomium 29, galf van bitterheid is eintlik iets in jou wat sleg is en wat ander mense benadeel. Deuteronomium 29 vers 18. So 'n galf van bitterheid, daar's iets giftigs in sy gestel, in sy geestelike wese. Want hy het nie die Here nie. Hy ken nie die Here Jesus Christus nie. So, en nou sê Simon, nadat die apostels vir hom gesê het, dat hierdie dinge vervloek is, het hy, mag jou geld saam met jou vergaan, is eintlik hel toe gaan. Daai vergaan, dui eintlik op hel toe gaan, mag jou geld saam met jou hel toe gaan. Met ander woorde, dit is wat Petrus oor hom uitspreek, en nou is hy bang. Nou is hy bang, want hy skrik, hy sê, bid tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Met ander woorde, roep daardie God aan wat julle aanbid het, dat dit tog nie met my moet gebeur nie. Hy self, omdat hy nie waarlike gelowige is, kan nie bid tot die Here nie. So, deur die geskiedenis, die kerkgeskiedenis het Simon Magus allerhande vermeldings gekry, deur verskillende van die ou kerkvaders in die kerkgeskiedenis en so meer. Dis nie die Bybel nie. Hierdie Bybel maak nou klaar met Simon Magus. Maar ek noem nou maar vir julle, jy weet dat hy word genoem as die vader van die gnostisisme. Die gnostisisme is iets wat ons van ook teekom in die Bybel, veral in Johannes se briewe, 1 Johannes se briewe. En dit is 'n beweging wat daar ontstaan het wat sê om die evangelie, om die Bybel reg te verstaan, het jy die Bybel nodig, maar ook 'n sekere esoteriese kennis. Iets wat daar bykom. En daai kennis moet jy hê, en daar sommige mense wat dit het, en ander wat dit nie het nie. Dis iets baie soortgelyk, en dit is hoekom ook mense al daarvan gepraat het, iets baie soortgelyk wat jy by die beweging soos die
die vrymesselaarry vind. Jy weet, ja, as die Bybel, ons glo in die Bybel en ons glo Jesus Christus verlos, maar om vir jou om 'n beter mens te word, moet jy al hierdie ander rituele en dinge deurgaan en jy word al dieper ingelei in allerlei geheimenisse, okkulte kennis, wat dan van jou 'n beter mens sal maak. So, maar, dis soos ek weer eens sê, dis nie Bybel nie, dis wat mense agterna gesê het. Ander mense in die kerkgeskiedenis sê dat Simon Magus het agterna vir Petrus baie erg teëgestaan in sy bediening in Rome en so meer. Ons weet nie. Maar die feit van die saak is, jy kan nie die gawe van die Heilige Gees koop nie. So die woord simonie het in die kerklike gebruikstaal, dit het beslag gekry tot vandag toe. Ons het daarvan geleer op teologiese skool. Dit is waar enige iemand in 'n amp probeer inkom terwille van bymotiewe. En dit is wat hier gebeur het. So, vroeër jare toe dit daar nog status verbonde was daaraan om 'n dominee te wees en so meer, of om die voorsitter van die kerkraad te wees. Jy weet, in die NG Kerk en in die AP Kerk is daar 'n voorsitter van die kerkraad, is 'n hoofouderling. So, jy weet, dis toch al iemand wat, en ons moet die regte man daarin kry, en hierdie ou is die regte man, ek is die regte man, en al die tipe van dinge. Daai soort van ding, bymotiewe, waar jy eer of status of mag of wat ook al soek. Daar was 'n stadium in die Romeinse kerk dat jy sekere ampte kon koop. Jy kon dit koop, dit was beskikbaar vir geld. Maar selfs die hele aflaatstelsel was 'n vorm van simonie, as 'n mens mooi daaraan dink, wat die paus destyds tydens die reformatie gesê het, gee geld en jou geliefdes sal uit die vage vuur verlos word. Of gee geld, of julle sal 'n spesiale plek kry in terme van die rangorde van heiliges wat daar in die Rooms-Katolieke Kerk bestaan. So, al daai dinge het te doen met simonie, maar ons gebruik dit die meeste in die gereformeerde konteks, wanneer mense, soos ek sê, 'n ampt wil bekom en bereid is om touwtjies te trek of wat ook al te doen om sekere bymotiewe, maar nie om die Here Jesus Christus te dien en om hom te volg nie. So goed, ek dink dit is die beste wat ons kan doen met hierdie gedeelte. Is daar enige vrae?